Wat is lekkerder as om die Here te loof, te prys, te eer, te aanbid? Sure, what a privilege to worship the King of Glory. Ja, sy naam bo alle name. King of Glory and King of Majesty. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Draai net gou na iemand toe, dis vra daai persoon, weet jy dat jy 'n koning is? Dan draai jy na die ou agter jou toe, dan vra jy vir daai persoon, hoekom tree jy nie soos 'n koning op nie? Halleluja. Ek is opgewonde vir hierdie jaar. Ek is maar altyd opgewonde en kom tye ook, weet wat daar dalk miskien so 'n bietjie moegheid kom. Maar ek is opgewonde om konings en priesters, ambassadeurs, medewerkers van God hierdie jaar te sien, wat in krag uit sal gaan en die lig en die sout sal wees vir God. En ek gaan vanoggend begin met die basis vir geestelike groei. En ek wil met jou praat oor geestelike dinamika. Met ander woorde, geesopenbaring. En ons gaan oor die volgende paar weke gaan ons regtig praat sodat jy openbaring kan kry van wie jy eintlik is. Wat God wil hê wat jy moet wees. Want jy sien, ek wil nie een van die pastore wees wat sê kom na my kerkie toe nie. Dis nie my kerk nie. Die kerk is die liggaam van Jesus Christus. Almal van hulle wat born again is, we are the church. Okay? Ek is net 'n medewerker van God. Dis wie ek is. En dit gaan nie oor ampte nie. Jy kan almal dieselfde amp hê as wat ek het. Almal kan dieselfde amp hê. En daai amp wat ek het, is dienskneg. Hoekom? Want ek wil die grootste wees. Ek wil die grootste wees. En dis hoekom ek dienskneg moet wees. Want die Here Jesus Christus sê, hy wat die grootste onder julle wil wees, laat hom julle dien. So dit gaan nie oor titels nie. Dit gaan nie oor posisies nie. Dit gaan oor hoe kan jy dien. Hy is die grootste. Ons wil nie dien nie. Ons wil posisie hê. Want ons wil heers. En nêrens in die Bybel sê ons moet oor mekaar heers nie. Hy sê ons moet mekaar dien. Amen. En ek wil met jou praat oor geestelike groei en dit beteken ons moet begin by geesopenbaring, geestelike dinamika. Nou geestelike dinamika, dit klink nou na 'n groot woord. Dinamika, gees beteken krag om te verander. Wie van julle wil hierdie jaar verander? Ek wel. Man sê, Here, dat my vrou tog net verander hierdie jaar. En die vrou sê, Here, dat my man tog net hierdie jaar verander. En my kinders, dat hulle net verander. Nou, ek wil vir jou vandag sê, elke mens, as hy gees openbaring verstaan, dan behoort hy of sy te verander. Want baie keer dan sê ons nie, maar ek het nou die Here aangeneem, ek het tot bekering gekom. Maar jou lewe verander nie. Jy verander dalk van kerk, denominasie, maar jou lewe verander nie. Sukkelaar bly jy sukkelaar. Arm bly jy arm. Ek glimlag so en ek het die afgelope tyd baie gesien
op Parel Pels, hoe hulle praat oor geld in die predikers en ek glimlag net vir hulle, jy weet jy, ek sê, hoe dom kan 'n ou wees? Om sulke nonsens, jou naam te koppel is sulke nonsens op Parel Pels in die publiek te, jy's dom, jy tree dom op man, kom aan. Wie van julle wil nie geld hê nie? Steek op julle hande. Want julle kan dit alles vir my gee, ek wil dit hê. Almal van ons, want jy het geld nodig. Elke mens, jy weet Jesus het ook geld nodig gehad. Dis hoekom hy tesourier gehad, hy is 'n bietjie skelm geweest, maar hy het een gehad. Judas, hy is 'n bietjie skelm geweest. Maar Jesus het 'n tesourier gehad. Met die geldsaake, want Jesus was besig geweest met die woord. Ek sien nou, die ANC hier in die Weskaap sê, die een ou het hulle trok gesteel. Kom aan, kan julle sien wat ek sê? Maar elke een van ons het geld nodig. So is die evangelie van die Here Jesus Christus, die evangelie van die koninkryk, nie vir jou finansiëel onderneem nie. Dan net, wat help die evangelie jou? Godsdienstige mense sê nie, maar jy ry daai donkie, ne? Daai donkie is flou, man. Hy lê, want jy wil hom ry. Nie kind van die Here, die evangelie moet geopenbaar word, sodat hy kan doen wat hy daar sê. My behoefte verskil van jou behoefte. Kali eet biltong met sulke dik vette op, nee. Hulle noem dit geel vet biltong. Nee. Maar ek is nie lief vir geel vet biltong nie. Ek ben nie so dunnetjie. Jy weet jy, kan jy sien, altyd hou van biltong, maar hy soek sy nou anderste. Sy behoefte is daai dik vette. Jy kan sommer sien. Ek soek die dunnetjie, nee. Kyk nou dan na Lionel, hy so maar en straal nou. Hy het geskrik toe hy Kali laaste sien, né? Maar wat wil ek jou vandag sê, kind van die Here? Die evangelie, né, moet jou lewe verander. In Romeine 6 sê hy, as jy saam met Christus gedoop is in sy dood, saam met hom opgewek is in 'n nuwe lewe. OK, ek vertrou God om my te help, om jou te help, ons van fondasie lê. Let jy daai ja, gee gou, vra, kan jy help net vir Letty asseblief? Lees jy vat jy so gou 'n klomp en dan deel ons gou. Hou daai papier vas in jou hand, né? Nou, dit het my geld gekos om hom in jou hand te sit. So dis saad wat ek saai in jou lewe. Ek wil hê julle moet dit verstaan, né? Jy kan nie hierdie ding sommer net vou en of van hom 'n aeroplane wil maak nie. Jy hou met jou kind se hand uit. Dis joune. Jy kan notas op hom maak, maar jy moet nie van hom 'n aeroplane maak nie. Dit elkeen ene. OK. Is daar nog iemand wat nie het nie? Het almal ene. Nou OK, goed. Nou sit hom nou eers neer. Nou moet jy eers vir my kyk. Ons gaan nou na hom kyk. OK? Want as jy nie hoor wat ek sê nie, gaan hy vir jou niks beteken nie. OK. So in ander woorde, as ons kyk na die basis, die fondasie vir jou geestelike groei, om op te staan in 'n nuwe lewe.
Suid-Afrika het in 1994, toe het hulle vry verkiesings en alles sê hulle word nuut en alles, maar as ons vandag terugkyk na 30 jaar plus, die ouens sukkel mense, as party ouens wat ryk, skatryk geword het, en hulle dit nie altyd verdien nie, daar's ouens wat dit verdien het, hoor. Maar baie ouens het daai rykdom het hulle bekom deur nie op die regte manier nie, het hulle dit bekom. En omdat hulle verryk het, het ander mense is hulle nadelig beïnvloed. OK. Maar ek het geleer in die lewe, my afhanklikheid is nie van 'n regering nie. My afhanklikheid is nie van my ma en my pa nie. My afhanklikheid is nie van my werk nie. My afhanklikheid is van God af. So God is my bron. Gebruik God my ma en pa? Ja. Gebruik God my werk? Ja. Kan God die regering gebruik? Ja. Maar sodra jy nie openbaring het van dat jou afhanklikheid God is nie, gaan jy jou klem verskuif na 'n ander bron toe. En nou hoor wat sê die Bybel, Jeremia 17, dink ek vers 11, 12, 13 gaan lees. Hy sê, vervloek is hy wat op die arm van 'n mens vertrou. As jy op die regering wil vertrou, wees 'n curse on you, op jou. En dan kan jy kyk vandag, hoeveel mense is afhanklik van die regering, en hoeveel keer word die regering beskuldig. Maar wat hulle nie verstaan nie, daar's 'n vloek op hulle. Maar omdat hulle nie openbaring het nie, we haven't got the revelation, bly hulle onder die vloek. En al wat jy kan mos sien, as hulle toi, julle toi mos nie hier so in die Kaap nie, ja, in Bloemfontein. Maar wanneer ouens, kan jy daar in die paskuipe van die wynboer geleer om te toi? Ek weet nie, maar kom ons kom deur, kind van die Here, ek wil hê u moet hoor, ek bring humor in, maar kry die waarheid in die humor. OK? Nou, as ons kyk na geestelike dinamika, dit is, jy moet dit neerskryf, dit is die krag om God se woord lewend te maak en jou lewe te verander. Dis geestelike dinamika. Dis die krag van God om God se woord lewend te maak in jou lewe. Kan ek dit weer sê? Geestelike dinamika is God se krag om God se woord lewend, met ander woorde, geopenbaar te maak aan jou, sodat die woord kan doen wat hy sê. En julle al gesien hoe klou mense in hulle kerkies vas, in hulle denominasies vas. Ek het my kerk, ek het my biskop in my tutu, en ek het al hierdie goeders, jy weet, ek het die moderator en die moddemaker, en so kan ons aangaan, hulle is so vasgevang in hulle denominasie, dat hulle nie 'n cooking clue het van God se koninkryk nie. Hulle sit in die dood. Gaan vir jou onderwys, gaan jou skrif gee. Hulle sit in die dood, maar ek het groot geword in die kerkie. En die Here gaan my straf, en die pastore en die dominees sal sê vir jou, Boete, jy gaan onder die vloek kom as jy ons verlaat.
I love you enough. Jy kom na my, jy sê, pastoor, ek wil nie meer by die noemers wees nie, ek het nou my innings gehad, hierso sal jy my release. Kom sê dit vir die gemeente, jy wil aanbeweeg, ek release jou met die liefde, sodat daai deur altyd vir jou oop gaan staan om terug te kan kom. Maar as jy net wegloop, nee, dan het jy nie vrymoedigheid om terug te kom nie. As jy alles doodgeneem het, jy sien die ou het alles doodneem. Hy vertel jou so wat die Here het my gelei. Hy lieg net die bissies bewe. Of sy lieg net die bissies, die Here het alles doodgevat. Jy sien, jy sien wat maak godsdienst in ons. Geestelike dinamika is God se vermoë om God se woord in jou en in my lewe lewend te maak. Nou wanneer ons kennis ontvang, raak dit ons geestelike groei. Want daai krag, want Paulus sê jy vergeet die se krag tot redding. Wanneer daai krag by jou verbykom en jy met jou wil, maak jy 'n keuse, kind van die Here, dan begin 'n geestelike groei. Ek is baie keer 'n bietjie, maar daar's nie 'n beter manier om 'n demonstrasie te gee as 'n man en 'n vrou nie. Ons gebruik verhoudinge, die huwelik. Want Paulus kom dan so ook en hy praat ons verhouding met Jesus dieselfde as in 'n huwelik. Sodra die man of die vrou in 'n huwelik begin die waarde wat hulle aan die een of die ander een gehad het, sodra daai waarde verminder, dan kom ons in 'n gewoonte. Ek gaan dit weer sê. Sodra die waarde, want jy raak mense gewoond. Ek wil hê jy moet let op daai woordjie gewoond, ons gaan nou net terugkom. Ons raak dit gewoond. Wat gebeur nou? Nou verloor ons daai persoon vir jou waarde. Nou hoe behandel jy daai persoon nou? Hoe behandel jy 'n persoon? Nie meer met respek nie, nie meer met liefde nie. Hulle wat sommer net die stoel in die huis. Skuif hom. Jy sien kind van die Here, maar sodra geestelike dinamika, sodra jy begin verstaan wat is geesopenbaring, jy sien, dan gaan jou geestelike lewe begin groei. En ek wil jou vandag sê, daar's nie, moenie glo, dat daar 'n rusplek tussen die leer is op na God se kon. Daar's nie 'n rusplek nie, hoor. Jy gaan 'n bietjie onttrek, 'n bietjie eers gaan rus. Elke mens moet rus, jy moet wysheid nodig hê om te rus, nee. Maar nou onttrek jy van alles af, maar jy gaan nie in gebed en vas in nie. Jy gaan jol. Come on! Soveel mense. Ek het hulle in 40 jaar plus van my bediening het ek gesien hoe mense teruggaan na die wêreld toe. En dan verstaan hulle nie dat Jesus van hulle gepraat het met die saai van die saad nie. Hy het geval tussen distels en dorings. Hulle gaan terug na die ou lewe toe. Okay. Maar ek wil jou sê. George, jy ken nog nie vir Kemi nie. Wil jy ken? Okay, moet jy luister. Okay. Sonder geestelike groei stagneer of val Christene weg of verdwerg hulle geestelike lewe. Hoekom raak jy moeg vir die dienste? Hoekom raak jy moeg om kerk toe te kom? Why? Geestelik veragter jy. Jy is gewoond geraak. Hallo. Maar is mos nou nie, die Kaapenaars maak nie so nie. Ons skree dit ten minste vir die Stormers, nie altyd nie, maar die Sharks speel dis daar so swak, ek ken so al vir Stormers skree. Maar jy raak dit gewoond.
Jy sien, en sodra jou geestelike groei, sodra jy begin stil staan, moet jy weet, jy is besig om so te maak. Jy is besig om terug te val. Ek bedoel, kom ons wees nou eerlik, Roderick, toe jy nou vir Rachel, toe jy die hof gemaak het. In ander woorde, toe jy nou vir haar die hof gemaak, toe jy nou met ander woorde, toe jy daar gevry het. Toe jy oogies gemaak het. Of is sy na jou? Hoe was dit gewees? Sy. Ok, maar ek dink is jy gewees. Maar ek bedoel, sou jy 'n kans dat verbygaan om nie by haar te gekuier het nie. Die pelle val weg. Die sport val weg. Want jy's gefokus. En jy sien, wanneer jy geesopenbaring verstaan, en jy begin die koninkryk van God te verstaan, val al hierdie goeders weg, en dis wat die Here Jesus vir ons, die Paulus sê daar in Romeine, hy sê, jy staan op in 'n nuwe lewe. In 'n nuwe lewe, jy is nie net meer 'n kerksmens nie. Julle weet ons wat is 'n kerksmens. 'n Kerksmens is ouens wat Sondag kerk toe gaan. Is 'n kerksmens. Maar hy verstaan, hy het nie 'n cooking clue van hoe die evangelie van die koninkryk van God moet werk nie. Hulle stap by die deure uit en sê, Jesus, hy het te lank gepraat. Die jongen het te lank gepraat. Kom maar kyk. Openbaring. Paul, nuwe openbaring, gaan jou na die volgende vlak toe vat. En dit hou jou opgewonde. Man, jy het nie 'n oomblik tyd van verveligheid nie. Jy is so opgewonde. Jy kan nie wag vir die volgende sessie by die onderlinge byeenkoms nie. Jy kan nie wag om die boodskap buitentoe te dra nie. Jy kan nie wag om die lig en die sout te wees van die aarde nie. Maar as jy nie openbaring het nie, bly jy 'n mooi kerksmens. En weet jy wat? Daar kom 'n tyd vir my en jou. Party gaan nou nie in daai karre ry nie. Party gaan maar net hier agter oopmaak, die flap en hulle druk jou daar in vat hulle na die gat toe. Jy sien, daar kom 'n tyd dat my en jou bestaan in hierdie liggaam tot einde gaan kom. Dan gaan ek en jy moet rekenskap gee, wat het ons in hierdie liggaam gedoen. Maar ek wil jou help, 2026 is die jaar van opstandingskrag, geestelike dinamika vir my en vir jou, en vir almal wat ons hoor op YouTube en met wie jy dit deel. Nou kom ons gaan aan. By die kerke en Christene is geesopenbaring afwesig en daarom stagneer hulle en verval hulle in 'n groef. Party groewe is maar nie dieper as die ander. Spreuke 29 skrywe. Spreuke 29:18 sê so mooi. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Engels King James, where there is no vision, the people perish. Die kerke lei en Christene lei. As ek praat van die kerk, praat ek van jou, my broer, my suster. Ek praat nie van 'n denominasie, ek praat van die mens, hy is die kerk. Hulle lei skade, omdat daar nie openbaring is nie. Jy sien, kom ek wil vir jou verduidelik, as daar nie openbaring is nie, les, gaan jy dit gewoonte raak. Jy wil al mos nie soen soos jy 20 jaar terug gesoen het nie, man. Vra waar?
Vra vir haar. Jy sien, wat wil ek jou sê, kind van die Here? Dat is nie vir my 'n beter voorbeeld nie. Want ons raak dinge gewoond. En dan val jy in 'n groef. En weet jy, ou wat in 'n groef is, weet nie hy is daar nie. Iemand wat onder misleiding sit, hy weet nie hy of sy is onder misleiding nie. Hulle dink hulle is so right. Ek praat met baie mense sê, daar's 4 tekens wat jou moet volg in 'n nuwe lewe. Jy moet duiwels uitdrywe. Jy moet die hand op die siekes lê en hulle sal gesond word. Jy gaan 'n nuwe tale praat. Nie as iemand jou kwaad maak. Ek praat van Bybelse gees, nuwe tale. En al drink iets dodeliks, jou gaan iets met ander woorde, wat demonic, daai witchcraft gaan jou niks kan doen nie. Dit moet jou deel wees. Ouers sit in gemeentes in die dood, hulle weet nie eens hulle sit in die dood nie. Ek moet nie vir kwaad raak, ek weet nie ek veroordeel nie. Lees uit jou Bybel, lees hy 7 briewe daar in Openbaring. So jy sien wat ek van praat. Sien kind van die Here, maar nou hoor nou wat sê, hy sê vir ons in 1 Korintiërs 2. Hoor wat sê hy vir ons 1 Korintiërs 2. Ek wil gou vir ons net daar lees. Ek gaan 'n bietjie sê baie, maar jy moet maar net luister. 1 Korintiërs hoofstuk 7, hoofstuk 2, van vers 7 sê hy hierso. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Met ander woorde, kyk gou vir my. As Satan en sy demone, as die owerstes en die predikers van daardie tyd gewerk, as hulle openbaring gehad het, wie Jesus was, sou hom nie gekruisig het nie. Maar dank God vir die verborgenheid, dat God het vir hulle verborgen gehou het. Want as Jesus nie gekruisig was nie, sou ek en jy nie gered kon word nie. As Jesus nie in die kruishout gesterf het nie, sou vir my en jou sonde nie, sou ek en jy nie gered, sou nog steeds onder die wet gewees het. En die wet kan jou nie red nie. Jy sien kind van die Here, nou kom Paulus, en nou sê hy hierdie ding vir ons, hy sê die verborgenheid, kom nou deur God na my en jou toe. En dit kom deur geestelike dinamika, deur God, Heilige Gees, die Gees van openbaring, om God te ken. Efesiërs hoofstuk 1 vers 17 kom Paulus in 'n bid, hy sê Vader, hy sê ek bid vir hierdie mense, vir die gemeente van Efese, ek bid vir hulle, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle sal gee sy gees van wysheid en openbaring, dat jy God kan ken. As jy God nie ken nie, gaan jy jouself nie ken nie. As jy God nie ken nie, sal jy nie 'n koning en 'n priester kan wees nie. Want in die begin het God, Joseph, die mens geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Met ander woorde, na sy beeld, na sy gelykenis, en God maak Adam en Eva soos God. Hulle is nie God nie, soos God. En dis wie ek en jy is. Maar as jy nie openbaring het wie God is nie, wat in jou gees met wedergeboorte kom woning maak nie, dis hoekom ons soos 'n lot onkundig is. En saggies praat. Onkundig is. Soos Filistyne optree, man.
Dit is hartseer, maar dit is waar. Nou hoor wat sê Paulus verder. Hy sê hierso, wat niemand ook in dit gebied vers 9, maar soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Nou hoor, nou luister mooi, wat God berei het vir die wat hom liefhet. If you love God, you need to know God. You need to know the Spirit of God. You need to know Jesus Christ. You need to know Him. Your righteousness. Your holiness. Your Redeemer. Your wisdom. You need to know Him. En kind van die Here, dis waar geestelike groei inkom. Jy sien, die mense, hulle ken kerke, hulle ken hulle dogmas, maar hulle ken God nie. Dis die hartseer. Maar geestelike dinamika, daar's 'n krag in God se gees. Dis hoekom hy's by jou en hy's in jou. George, ek sal nooit vergeet, toe oorlede pastoor P.D. Leroux, is 'n jong man soos jy gewees, en hy vat my hand, hy so lank oom en so 'n paar tros, 3 piesang tros verhandig gewees, en hy vat my hand so vas, en hy kyk my so in die oë, en hy sê vir my, jong man, moenie luister wat hulle sê nie, luister na hulle gees. Het my jaar gevat, om dit te verstaan, en ek is vandag, besig om jou hand te vat. En ek sê vir jou, Nico, en almal saam, moenie luister wat mense sê nie. Luister na hulle gees. En ek gaan jou leer, as jy my toelaat om in die volgende paar weke, hierdie waarheid wat my 'n jaar gevat het, om vir jou in 'n paar weke vir jou te leer, as jy dit kan vat. Jy sien waar jy onmiddellik kan optel as iemand met jou praat. Is dit gees of is dit siel? And you and I need to know this. Ons moet hom hierdie discernment, ons moet dit ken. Baie manne sou nooit getroud met daai vrou, en baie vroue sou nooit met daai man getroud, as hulle geweet het ek vandag sê. Baie manne is nooit kontrakte aan, vroue is nooit kontrakte, besigheidskontrakte ingegaan het, as hulle geweet het wat ek vandag sê nie. As jy vir hierdie pastoor nou wil omkrap, sê maar, hierdie ou is ook 'n kerksmens, ons moet met hom besigheid doen. Dan krap jy my om. Want hierdie pastoor, sy skouer, het menigte mense se hartseer en verdriet gedra oor kerksmense, wat sê hulle is kerksmense. Maar omdat jy die openbaring gehad het met wie jy te doen het nie. Jongman, jy ken mos hierdie AI, daai nuwe intelligensie, daai goed is Nou, jy het mos al gesien die afgelope tyd die robots wat hulle maak. Het jy gesien hoe mooi maak hulle die girls? Jy gesien? Nee, jy het, nee, dit is so. Maar het jy gesien, as hulle daai knoppies druk, dan haal hulle daai masker af. Hoe lyk dit? Kom aan, nee. Verstaan jy? Verstaan julle wat hoe ek en hy gesels nou? As jy dit kan verstaan, dan kan jy geesopenbaring verstaan, want mense sit met 'n gesig op, en hy praat met die denke, maar sy gees. Haal net daai dop af. Dan sien jy wat is in daai mens. En jy kan nie dit ken sonder God Heilige Gees nie. As jy met mense werk nie. Jy kan nie. So geesopenbaring. Nou kom ons lees nog so 'n stukkie. Is julle reg?
Okay, nou, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Dis hoekom Paulus vir die Efesiërs bid, Efesiërs 1:17, hy sê, God aan julle sal gee sy Gees van wysheid en openbaring, dat jy God kan ken, dat jy God in jou kan hê, met wedergeboorte, dat jy hom kan ken, wie in jou is en wie by jou is. Want as jy hom ken wat hy in jou is, en jy kyk in 'n spieël en sien jy hom. En dis wat Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, hy sê soos in 'n spieël in te kyk met 'n onbedekte gesig. En weet jy, as jy dit kan verstaan, George, dan verval sommer kleur en tale, alles verander. As ek na jou kyk, sien ek God se skepping. Die Here moes vir my, hy moes vir my leer hierdie dinge, hy moes dit aan my openbaar maak. Dis hoekom, ek het net, dis die liggaam van Jesus Christus. En ek weet ek is partykeer moeswillig, nie altyd, maar partykeer. Maar, wanneer sal die breinmense, die wit mense begin evangeliseer? Nooi hulle vir 'n braai. Dan nooi jy my ook sommer hoor. Moet hulle jou nooi. Hoekom? Is dit dan nou nie beter is om te gee, as om... Dat is beter, ja. Jy sien, kind van die Here, ek wil jou vertel, as jy aan die straat loop, of die bure, maak nie saak by die skool, by die hospitaal, maak nie saak waar dit is nie. En jy loop, meneer, en jy loop, en jy het gees, en jy verstaan gees dynamika, gees openbaring, en jy kyk en jy hoor, dan weet jy om te bedien. Want dan sien jy die gees van die mens raak, en jy sien die toestand van die gees van daardie mens. En dan verstaan jy of hy en sy 'n behoefte het en of hulle God nodig het. Slegs God se gees dynamika, kan vir jou God se woord openbaar maak. En weet jy, kind van die woord is ja en amen, ons kan hom nie verander nie. Hy sê, Jesus sê, ek het hulle gekoop met my bloed, toe maak ek hulle konings en priesters vir my God. So, ons kan dit nie verander nie. Jesus het dit gesê. Maar hoekom leef mense nie as konings en priesters nie? Hoekom lewe mense nie meer as oorwinnaars nie? Hoekom lewe mense nie as ek is tot alles in staat deur Christus op die kruis? Hulle kan dit quoteer, hulle kan die teksverse aanhaal, maar hulle lewe dit nie. As die storms kom, dan vlieg hulle kite tussen die vloer en die polituur. Is hulle laag. Maar die woord sê, wie kan my skei van die liefde van God? Dan kom Paulus en sê in Romeine 8, nie hoogtes nie, nie dieptes nie. Hy sê, niemand kan my skei van die liefde nie. If you know God, you got the revelation knowledge of Him within you and you in Him. En jy verstaan sy grootheid, jy verstaan sy almag, jy verstaan die woord van God. Jy het openbaring nodig van God, Heilige Gees. En dis hoekom die Here Jesus vir hulle gesê het in Johannes 14:17, as jy in die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie, maar julle ken hom, wie? Die gees van die waarheid. Waarheid maak vry, kerk, waarheid maak vry. Luister mooi, dis nie jou denominasie nie, dis nie jou pastoor nie, dis die woord van God, geopenbaar deur die gees van God. En wanneer 'n man en 'n vrou woorde spreek van gees en lewe,
Dis wat geesopenbaring bring. My motief is om konings te sien. My motief is om priesters te sien. My motief is om medewerkers van God te sien, sodat sy koninkryk gevestig kan word op die aarde in mense se lewens en mense die evangelie van die koninkryk verstaan in krag. So wanneer ouens met my kom met verskoning, sê ek, no, you haven't got the revelation, brother. Sister, you haven't got the revelation. Ja, maar. No, you haven't got the revelation. Want jy gaan nie met my die dinge kom deel as jy openbaring het nie, want dit maak van jou 'n ander mens. Hallo? Amen, is man. Wat gaan aan hier so? Luister mooi. Ons was dit gewees. Ons is dit nie meer nie. Wow. Welke? Wow. Ek was dit gewees. Ek is dit nie meer nie. Ek was blind, maar ek is nie meer blind nie. Ek was doof, maar ek is nie meer doof nie. Ek was 'n arme kerksmuis gewees. Ja, Callie, ek was ook 'n kerksmuis gewees. Wie is 'n kerksmuis? Waar dink jy kom jy spreek ons vanaand so arm soos 'n kerksmuis? Die kerk is ek en jy. Ons behoort die rykste te wees op hierdie aarde. As ek sê die rykste, met ander woorde, al ons behoeftes word voorsien en ons het genoeg om weg te gee. Ek is een van die predikers sê, hey, jy moet nou soveel geld gee, dan gaan ek vir jou bid. Mag jy my 'n paar tappe gee dan, man? Evangelie is verniet. You need to love people. When you look at people, you need to love him. As jy sien wat 'n geestelike toestand is hulle, dan moet jy bekommerd raak en sê, Here, gee my woorde van gees en lewe om hulle lewe te verander. OK, is julle by? Kom ons gaan aan. Waaraan moet ek geestelik groei? God kan nie bestudeer word nie. Mense, my vrou, wees met my 'n bietjie genadig. Sy sê vir my, ons was in 'n gesprek, ek weet nie met wie nie, sy sê met daai persoon is ook 'n pastoor. En hierdie persoon is, maar so 'n persoon, ek sê, hey! Sy is nie 'n pastoor nie. Ja, maar sy is 'n pastoor. In die gemeente waar sy is hier so nie. Maar ek is moeilik met haar. Jy kan al die diplomas hê. En al die grade hê. Maar dit maak nog nie van jou 'n persoon nie. Want jy kan nie gaan leer vir 'n pastoor nie. Jy kan nie gaan leer vir 'n dominee of wat ook al nie. God roep jou. Amen. En as jy nie daai roeping deur die gawe het nie, gaan jy mense kerksmuis mentaliteit hou. Want jy het nie openbaring om mense op te lig en vir hulle lig te wees nie. In die begin van my lewe, en jy weet nou, Callie, ek is vir 30 jaar in die kerk gewees. Kerksmuis. Vra my vrou. Ons is arm gewees. Ek het geld gehad, maar ek het nie weet om geld te werk nie. Geld, 25, dis die Kentucky, ou broer. Ons eet Kentucky. 27ste, nou is ons terug op die brood. Kom, geliefdes. God wil hê dat jy elke dag van jou lewe meer as genoeg moet hê, man. Jy sien dit, jy kan God nie bestudeer nie. En dis wat teologie maak. Uit die studies uit wil hulle openbaring van God kry. Jy kan nie. Jy kan al die kennis hê. Jy kan 100% kry met die vraagstel wat vir jou opgestel is, maar jy kan hom nie wys nie.
Jy kan hom nie lewe nie. Dis die hartseer van die kerk vandag. If you got revelation, openbaring van God het, en jy weet wie hy is, met 'n woord skep hy, en hy kyk na Adam en Eva, en hy blaas in hulle, en dan word hy lewende siel, ouens. Wie van ons, luister mooi, wie van ons het die brande gesien hier om die Parel? Op televisie. Ek dink almal van ons weet van die brande. Want jy hoef net by daai deur uit te gaan, dan kyk jy in die lig, hoe donker is dit. Wie van ons het buite gaan staan en gesê, wind, stop. Wind, gaan lê. Jy sien, kom ek help jou. Lees net jou Bybel. Die woord van God sê, een mens, die profeet, sê, daar sal nie reën wees nie. En daar was nie reën nie. Een mens sê, laat dit reën, en dit reën. Sê hy nie, Elia was 'n man, soos ek en jy was nie. If you and I know God through revelation, you and I will start to minister in the Spirit and with the power given unto us. And the people will start to see the true worshippers. Okay. Wees nou vry. Dis nie veroordeling nie. Ek bring vir jou net ware idee wie jy is. But you need the revelation. Geestelike dinamika. God se vermoë, jy God, Heilige Gees krag, of jy openbaring te bring van die woord, wat die woord eintlik vir jou sê, en wat hy vir jou doen. So, geen beperkte menslike verstand kan die onbeperktheid van God pyl nie. God word aan mense geopenbaar, slegs deur die Heilige Gees, wat die dieptes van God ken. Hierdie openbaring van God maak sy kinders dinamies. Ek gaan dit weer sê. Die openbaring wie God is, en nog soveel te meer die openbaring van God in jou en by jou, maak jou dinamies. In ander woorde, dit maak jou dunamis, ou gultjie, dunamis. Maak jou kragtig. Want die evangelie is 'n krag. In ander woorde, die woord van God is 'n krag. En wanneer jy openbaring van God het, kind van die Here, jy kan maar van kleins af leer ons van die Jesus. Ons leer van kleins af van die Heilige Gees duif. Ons leer van kleins af Papa Vader. Kom aan. Jy is dit geleer. So jy ken hom net. Met daai denke ken jy hom. But when you are born again, when the Spirit of a living God
kom staan by jou stil en hy oortuig jou van sonde, geregtigheid en oordeel. En jy neem hom aan as jou saligmaker, Jesus as jou verlosser, dan verlos hy jou van al jou nonsens. Hy verlos jou van al jou onkunde. Hy verlos jou van al die leuns van die politiek. Hy verlos jou van die leuns wat van kansels af na jou toe gekom het. Hy verlos jou van leuns wat mamma en pappa, ouma en ouma, meneer, juffrou jou vertel het. Hy word jou verlosser. En hy verlos jou uit die koninkryk van die duisternis. Verskoning. En hy verlos jou, en hy maak jou, en hy herstel jou na die beeld, na sy gelykenis. Dis wie jy behoort en ek te wees. Dis wie die kerk behoort te wees. Dis hoekom hy sê, hy kom vir 'n bruid sonder vlek, sonder rimpels. And that's why, church, you and I, we need a revelation. Ons het nodig om die dinamika van geesopenbaring te verstaan. Die honger in jou gees gaan bepaal die openbaring. Maak dit sin, ouens? Kan ek nog aangaan? Julle moet besef dit nou te veel is nou vir die skaapbout. Die skaapbout is al Kersfees opgeëet, man. Vir baie van julle, hè? George, of jy gammon geëet? Okay. Nou kyk nou so 'n bietjie nou na jou skets. Kyk na jou skets. Ek wil hê jy moet nou daarna kyk. 2 Korintiërs, ek gaan dit lees, ek kan dit neerskryf, 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 3 vers 5, ekskuus tog, 2 Korintiërs. Ek is amper deur. Jy sê, my seuns of jy sê, moenie dit glo, sê dit vir jou sê nie. Nou begin hy net eers 'n bietjie. Nou hoor wat sê, hy sê vir ons Paulus kom. Jy weet nou wie Paulus was. Ons gaan nou daarby kom. Nou sê hy vir ons van vers 6, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. And if you don't know God, how on earth will you be able to live a supernatural life? You will not. Al die rituele wat aangaan in kerke, van al die eeue heen, al die rituele, daai ouens wat loop met hulle kieries en goedjes en ek weet nie wat alles, en al die rituele en al die goedjes. Ek wil jou sê, het dit jou lewe verander? Het dit die beeld van Jesus Christus in jou lewe verander? Want dis die werk van die 5voudige bediening, as om jou te help, jou te leer vir jou bediening, sodat die beeld van die Here Jesus Christus in jou lewe vervul word. Lees Efesiërs 4 vers 11. En dis al wat ek wil doen. Ek wil nie 'n gemeente hê van 10,000 ouens nie. God het my nie geroep nie, God het my geroep en elkeen wat by pad sit ons om hulle toe te rus. Sodat jy weet die volgende ene gaan toe rus. Dis my oes. Here help ons. Here help ons. Nou hoor wat sê hy so. Nie dat ons bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is as God, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars. Ouens, jy moet neerskrywe,
wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog maar moes vergaan. Kind van die Here, when the glory of God shine upon you, en jy verstaan die heerlikheid van die Here is in jou. Wow! En nou kyk nou mense sê, van waar is jy, suster? Dan sê jy nie vir ek is van my ma nie. Dan sê jy ek is van die Here. I am from God. God woef in me and woof me. En wat God in en by my is, as ek tot alles in staat, die hom wat my die krag gee. Nou dink ek nie, ek arme brein mens, en ek is onder die verdrukking gewees, en daai boere, jy moes al lankal al vergewe het, man, dat jy kan aangaan. Maak hulle skaam. Laai koel op hulle kop, okali. Kom aan, kerk. Dis hoekom ek so kwaad raak vir predikers, wat ouens en die politieke ouens, wat die ouens in die verlede vashou. Die Bybel sê baie duidelik, hy sê, kyk, alles is verbygegaan. Al die ou dinge is verbygegaan. Jy's verlos. Maar God help ons dat ons nie in die verlede vasklou nie. Sê, ja, maar ek het soveel, hey, stop daai nonsens. Nou, hy sê, kyk, alles het niet geword. Dis die evangelie van die koninkryk van God, 'n Nuwe Testament. Jy kan nie aangaan. Ek is ou kerksmeet, ek is dit maar van, hey, you are a king, man. Loop 'n bietjie soos 'n koning. Praat 'n bietjie soos 'n koning. Wees die priester, praat soos 'n priester. Oefen dit. Die kleintjie moet oefen. Jy moet oefen. Ek en jy moet geestelik ook, as dit tot wederheid moet oefen. Al val jy, maak nie saak nie. Baie keer kon Satan die mense sê, jy's bad news. Hey, die Here sê die regverdige val 7 keer, hy tel hom op. My God is 'n God van herstel, is 'n God van dinge, van nuwe lewe. Nou kom 'n kind van God. Jy moet die evangelie verstaan, maar hy kom deur die Gees, openbaring, uit verhouding. Sê vir my les, nee. As jy en sy nie 'n verhouding gehad het, jy sou jou gesoen het. Lieg jy nie nou vir my nie? Is jy nie verhouding as jy jou gesoen het? Sou jy op toegelaat het om jou te sien vir? Maar toe julle nou 'n verhouding het, en toe raak jy voor op die wa. Toe sien jy lekker, en jy sop so spat, nee. Okay. Maar kom aan, kerk. Jy sien, wat wil ek jou sê vandag? Daai verhouding, na wedergeboorte, nuwe lewe. Hy is jou verlosser. Jesus is jou verlosser. Daai ou denke hoe jy groot gemaak is, jou waardesisteem is man, kom aan, dit moet niet word. Maar jy gaan dit net kry, die God Heilige Gees, wat die woord van God, wees te mooi, wat die woord van God aan jou lewend maak. En nou sê jy maar, God het gesê, ek is 'n koning, en nou tree ek soos 'n koning op. Hy het gesê, hy het gekom dat ek meer as genoeg kan hê. Nou het ek meer as genoeg. Nou jealousy meer nie. Het jy gehoor dat hy lot politieke ouens sê? Jong, hulle is meesters daarin. Nou, ja, maar kom ek vertel, ek luister vir hulle. Sodat ek daai leen kan losmaak. Dis hoekom ek vir hulle luister. As hulle net die klein groepie bevoordeeldes wat van 1994 af tot nou toe is.
Dis wat hulle sê, suster. Hulle gebruik politiek om hulle beeld te poets. Maar in Jesus Christus, in hom, Georgie, in hom, in Jesus Christus. Man, I'm a king. Ek praat vanoggend met konings. Ek praat met priesters. Ek praat met ambassadeurs. Ek praat met medewerkers van God, ouens. Of jy dit wil glo of nie glo nie, ek glo dit. Hoekom? Ek het openbaring van die woord van God. Dis wie jy is. En al wat moet gebeur is, ek moet jou help dat jy ook daai openbaring kan kry. Dat ons soos konings met konings kan praat. Hallo. Nou, okay, ja, Here help ons. Hierdie goed is, maak my nie te opgewonde. Okay, nou jy jou skets voor jou. Nou sê jou skets vir jou sintuiglike kennis die openbaringskennis. Nou sintuiglike kennis, ek gaan vir jou verduidelik, ek gaan daaroor praat ook, maar kyk nou na jou prentjie. Sintuiglike kennis is aardse kennis. Met ander woorde, daai kennis kom uit jou verstand uit. Jou siel is jou wat? Verstand, wil en emosies. So met ander woorde, jou sielsmens, toe Adam en Eva sondig, toe skop die sielsrealm in. Toe begin hulle alles te glo. Dit wat hulle sien. Kom aan. Sintuiglike kennis, sien is glo mos. Toe jy sien, sy is mooi. Kom aan. Jy sien, dit wat ons hoor, toe sy sê, toe jy vir haar sê, my op poplap, toe sy dit hoor, toe sien sy sommer nie, jy is nie so bad nie. Toe jy vir haar gaan kuier, toe spuit jy die broed, en jy sit die mask, Old Spice, daai ene, sy weet wat Nico gemaak het, maar kom aan, ouens, kan julle hoor wat ek sê? Dis die sintuiglike kennis, dis die aardse kennis. Okay? Nou die aardse kennis, dis sintuiglike kennis, want daai kennis is dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons ruik, dit wat ons proe, dit wat ons voel, gaan, is dit mooi, bepaal jou waardesysteem. Okay? En omdat jou waardesysteem is, sal jy altyd die leuen glo. Dit wat jy hoor, dit wat jy sien. So jou omstandighede hoor jy en jy sien dit, nou bepaal dit jou spraak. Dood en lewe lê in die mag van die tong en hy wil dit graag gebruik, so die vrug daarvan eet. Sien, dit is sintuiglike kennis. Nou, ons praat oor gees, openbaringskennis. Nou kom ons kyk gou so 'n bietjie. Sintuiglike kennis kom na jou wil toe. Nou dis jou liggaam buite, nou jou wil en jou gees is binnekant, dis jou siel. Die sintuiglike kennis kom na jou siel toe. Nou waar is jou siel? Is in jou liggaam. Nou deur jou wil kom jou denke, dan gaan daai denke na jou gees toe en dan bring dit emosies. Kyk vir my. Kyk vir my. Nou gaan ek jou 'n bietjie skok vanoggend. Okay? Hy kom na jou wil toe, van jou wil gaan hy na jou denke toe en dan gaan hy na jou gees toe, van jou gees af bring hy terug emosies. Joseph, ons wil lekker kerk hou, Ons ou kerk, in die sielsrealm, met die emosies sal kom nie agter, daar's geen gees nie. Maak dit sin, Malcolm? George, if you don't understand this thing, dan gaan jy mos nie lekker diens nie. Want dit word in die sintuiglike, sielsrealm, beoordeel jy dit. Jy kry ouens moet hulle wil net dans in die kerk.
Hulle wil nie dans. Hulle wil vlaas swaai, hulle wil hande klap, hulle wil bommetjies slaan, hulle wil skreeu. Dis wat hulle doen. Dis die emosies en nou, sintuiglike kennis, want party ons as hy dit nie sien nie, dan is dit nie vir my reg nie. Maak dit sin, ouens. Maak dit sin. Nee. En as hulle emosies vind, emosies kom uit die sielsrealm uit, nee. Nou sê hulle, mens is nie lekker diens gewees nie. Is nie lekker kerk nie. Of, wow, dit was lekker gewees, want dit het hulle niks verander in die gees nie. Alles draai om die sielsrealm. As julle hierdie goeders verstaan, sal julle kerkslewe beter verstaan. En julle kan met hierdie goeders alles teruggaan na die woord. Ek gee jou skrifte wat ek sê. Ek gee jou nie een teksvers, ek kan vir jou baie gee. Nou kom dit die openbaring van God se geestelike dinamika kom na jou wil toe. Jou wil is 'n belangrike deel, né? Na jou wil toe, dan kom dit na jou gees toe, dan kom dit na jou denke toe, né? Okay? Nou bring dit, luister mooi. Nou bring dit gees emosie. Albei bring emosies, maar die ander emosies wat dit bring, die gees emosies. Nou sien jy, luister mooi. Nou sien jy wonderwerke. Nou sien jy tekens. Nou sien jy bevrydings, nou sien jy reddings, nou sien jy doping met die Heilige Gees, nou sien jy die krag van God, Heilige Gees, en nou begin jy te besef, wow, there's power within me, dit bring 'n emosie, dit maak 'n dinamika los in jou gees, sodat jy dinamies word en jy verstaan wie jy is in Christus en Christus in jou is, ander tipe emosie. Is julle met my? Maar hierdie skets het ons nou saaiers in julle lewe, nee. Dis joune. Nie om 'n aeroplane te maak nie. Nee. Is om jy kan hom toevou, jy kan tekste bysit en. Maar nou het ek vir jou hier so langs aan as 'n verduideliking hoe werk hy. Dit kan jy self by die huis gaan doen. Ek het nou vir jou in 'n neutedop verduidelik, maar Jesus sê dit presies dieselfde wat ek gesê het. Okay. So gaan, as jy geesdinamika, as jy koning wil wees, ek is dik om net 'n kerklidmaat te wees. Ek is dik om arm te wees. Ek is dik om geestelik arm te wees. Ek is dik om net 'n gewone mens te wees. Ek is moeg om 'n sukkelaar te wees. Ek is moeg om 'n kersmeis te wees. Nee. Geesdinamika kom deur God Heilige Gees, dat die woord aan jou openbaar maak. En ek is nog nie klaar nie, maar ek is vandag klaar. Jy het huiswerk om te doen. En hierdie week, dis op die lys, gaan jy bid vir geesopenbaring. You are going to pray, God, Holy Spirit, please, I need you. Gees van waarheid, help my. Ek wil u sien. Ek wil u ken. Jy sien, hy sê so mooi, Johannes 14:17, sê Jesus. Maar kom gaan jy na vers 12 toe. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, groter dinge wat ek gedoen sal julle doen. Hy het dit gesê, voorwaar. So, meneer, groter dinge wat Jesus doen, gaan jy doen. As jy nie openbaring vir dit sê, nee, gaan jy met baie dinge uitkom, gaan ek vir jou sê, al wat jy vir my wys, ek luister na hierso of gaan ek hier luister. As ek hier gaan luister, gaan ek weet, nee, jy ken iets waarheid, nee. Jy sien. So met ander woorde, hy sê, waarvoor ek sê vir jou groter werk as ek doen, sal julle doen. So ek na my Vader gaan, alles wat julle my naam vra, sal Vader doen, dan sê hy, maar die Heilige Gees, die Gees van waarheid, wat die wêreld nie ken nie. Want hulle ken hom nie. En hulle sien hom nie. Waar is jou vrou? Is dit jou vrou? Hoe ken jy haar? Waar ken jy haar?
as hy mooi is. Waarom ken jy haar, dat sy pragtig is? Jy sien, totdat jy nie haar gees ken nie, gaan jy net in die siel ken. En weet jy wat, jongman? Jy gaan skade ly. Jy gaan skade ly, omdat jy nie die diepte, die werklikheid ken nie. Hierdie is 'n selfoon. Ek wil nie en vir julle vra, want julle jong mense ken selfoon en julle ken nie tegnologie. Ek en jy ken hom nie so goed nie, nee. Maar hierdie ding, nee, dis 'n selfoon. Kan jy alles wat op hierdie selfoon kan doen, ken jy alles? Dis 'n selfoon, is tot ons beskikking. Hierdie selfoon kan, ek ken net nie sy pinnommer nie, maar hierdie selfoon kan alles doen. Maar ons gebruik nie alles nie, omdat ons nie alles ken nie. Ek wil net vir my chocoladekoek bak, nee. Ek help jou. Kom man, ek sal vir jou een bak. Ek ben net herinner. Dis hoe dit in ons gees, die gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Maar nou sê die Here Jesus hierdie mooi ding. Hy sê, maar julle ken hom. En hy gaan by en in julle wees. Gaan by en in julle wees. Hy gaan by en in wie? Die gees van waarheid, wat jou alles kan vertel. Alles. So jy voluit lewe kan lewe. Nie kerslewe nie. Koninkrykslewe. Voluit lewe. Maak dit sin, kerk. Dis wie jy is. Amen. Dis wie jy is. Maar as jy nie Paul in Openbaring lewe nie, en nou Spreuke sê, without vision, my people perish. Kan ek en jy ooit die rykdom en die volheid van God, sal dit nooit in hierdie lewe, ons sal dit nooit ken nie. He's too big. Ek sal nie vergeet, die baie jare terug, daar die Smit toe, het is daar Helene Horn en Letty, hulle sit in gesels, en Helene sê, pastoor, weet jy wat? Ek dink hulle het gesit in pity party, dink ek. Ek dink so. Sê ek, man, ek sê hierdie dammies uit julle mond kom uithaal. En net die Helene sê hierdie woord, pastoor, net wanneer ons dink ons is by jou geestelik, en dan het op jy weer vir ons weg. En ek sê vir hom, maar dis hoe dit moet wees. As ek nie nuwe openbaring het, hoe kan ek jou openbaringe gee? Is waar. Ek sê, maar jy moet altyd onthou, die openbaring wat jy kry, moet jy mee gaan dien. Moet vir jouself hou nie, moet nie 'n dooie see wees nie. Okay? So jy moet gaan gee. Soos die Here wil gaan volgende Sondag aan. Gaan bid oor hierdie woord. Kry die type, die preek by Lionel. Hy gaan vanaand opwees, nee Lionel. Vra vir Eywa om jou te help, sy sal jou help. Luister na die preek. Deel op, ouens, julle het almal van julle, meeste van julle is op Facebook of julle het ander share, stuur die preek aan vir iemand. Ek stuur hulle vir hoeveel mense, party maak het nie eens oop nie. Ernstig. Wat dink jy, dit ontmoedig my? Niks. Jy sal hom kry. Want dit kan net 'n dag wees. Dit kan net 'n dag wees.
jy waarlik 'n behoefte het, jy maak daai preek oop en God kry jou in die hande. Al wat dit my kos, bietjie moeite. Ek weet om dit nie kan nie. Weet jy wat daai volgende vir alles kan maak nie? Ek het nie 'n koekie klou wat hy kan maak nie, maar daai ding weet ek. Moenie 'n dag langer. Moenie 'n dag langer in hierdie lewe van jou in onkunde bly nie. Daar's openbaring. En dis verniet. Jy kan nie betaal vir dit nie. Hy het laat die prys gegee. Met jou wil, sê Here, ek maak U my geregtigheid. Ek maak U my heiligmaking. Here, ek maak U my verlosser, my wysheid, want God het U dit vir my gemaak. En omdat God U dit vir my gemaak het, gaan ek met my wil, dat U maak, is dit vir my. Here, ek het openbaring nodig. Jy kan die skool omkeer wil. Jy kan die skool omkeer. Nee. Ek wil julle vandag sê, moenie kleinkinders onderskat nie, moenie jong mense onderskat nie. Gee hulle die evangelie, wys hulle, moet hulle nie in 'n binding sit met intellektuele nonsens nie. Dis 'n gees openbaring. Amen. Here, help my, ek het nie eers die helfte van my bladsy gekom nie, maar dis fyn. Dis fyn. Het enige een van julle vra oor tot dit wat ek vandag, nou nie net oor dit wat ek behandel het vandag. Enige een van julle vra. Het ek goed weergegee. Want jy sien, ek het gebid daar in die bokkamer. Here, die blokkade tussen die gehoor en my, Here, ek vat dit weg, sodat ek aan woorde spreek en my gehoor dit kan ontvang. Amen. Ek soek 'n oes vir 2026, konings en priesters. Amen. Genesing. As jy openbaring het dat hy geneesheer is, dan ontvang jy jou eie genesing. Here, ek lê my hande op my, dankie, die geneesheer is in my. Dankie, my liggaam is genees. Elke dag staan jy op, dan sê jy, Here, dankie vir genesing vir my liggaam, gees, siel, genees, my familie genees, in Jesus naam. Amen. Ons sal vanoggend nou, ons sit by die tafel van die Here. Dis nie Dunamis tafel, dis Jesus se tafel. Okay. En ons die nagmaal, en ons bring ons offers en ons tiendes, en hierdie bediening vir ons besoekers wat dit nie weet nie. Jy sit niks in daai mandjie as jy nie lief het nie. Gaan koop vir jou hamburger. Want die Bybel sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Ek wil hê, dit moet met jou goed gaan. Ek wil hê, as jy 'n offer bring, dat dit vir jou 'n oes bring. My afhanklikheid is van God af, ons. Kal het eendag gesê, ek is 'n ryk man, toe sê ek, ek is nie 'n ryk man nie. Ek is 'n baie ryk man. Want God onderneem al my behoeftes, en sodat ek kan weggee. Dis wat my baie ryk maak. Ryk het jy net genoeg, Kali. Ja? Daai boontjies ek klaar gekook, hoor. Maar jy het nogal mooi gekers, ne? Het jy al gekers? Ek eet hulle met soveel liefde. Was klaar? Ek sê ook maar net. Kali, moet belag. Maar Kali kan 'n boontjie kers, hoor. Ja, ek kers hom mooi. Nee, is ook nog nie my skuld nie. Hoeveel vra jy kilo? Hierdie prys, jy onderhandel oor die prys. Moet ek vir jou onderhandel? So sê if I buy 2, give 1 free. Die Here seën vir jou. Kom sit aan by die tafel van die koning.